Goeiemiddag en baie welkom by ons biduur van vanaand. Kom ons sluit ons oë. Ons almagtige Hemelse Vader, wat 'n voorreg om in U teenwoordigheid te vergader vanaand. Dankie dat ons U woord kan open en van U kan lees. En dankie vir die gees van die profeseë, dat ons daarin nog verder kan leer, wat ons nie in die Bybel kan leer nie. En dankie dat U hierdie byvoeging vir ons gegee het, om vir ons dinge soveel duideliker te maak. Gaan met ons in hierdie voorlesing, Here, en gee vir ons dat ons dit sal lees wat daar staan, en nie ons eie gedagtes sal byvoeg nie. Ons vra al hierdie dinge in Jesus se naam alleen. Amen. Baie welkom almal, en vanaand lees ek weer vir ons die verhaal van profete en konings van E.G. White. Ek lees vanaf hoofstuk 8, nasionale afvalligheid. Vanaf die tydperk van Jerobeam se dood en Elia se verskyning voor Agab, het Israel geleidelik en geestelik agteruit gegaan, regeer deur manne wat Jehova nie gevrees het nie en wat vreemde vorms van aanbidding aangemoedig het die grootste getal van die mense spoedig van hulle plig om die lewende God te dien vergeet en baie van die afgodsdienste praktyke aangeneem. Nadat Jerobeam se seun het slegs enkele maande geheers, sy bose loopbaan is deur 'n sameswering van een van sy generaals, Baasa, om beheer oor die regering oor te neem, kort geknip. Nadab, saam met al sy kinders wat in lyn was om die troon op te volg, is om die lewe gebring, volgens die woord van die Here wat hy gespreek het deur die diens van sy knegt Ahia, die Siloniet, vanweë die sondes van Jerobeam, wat hy gedoen het en waarmee hy Israel laat sondig het. 1 Konings 15 vers 29 en 30. Soos die huis van Jerobeam vergaan, die afgode diens aanbidding wat hy ingestel het die vergeldende oordeele op die skuldige oortreders van die hemel neergebring, en steeds het die daaropvolgende heersers, naamlik Basia, Ela, Simri en Omri oor 'n tydperk van byna 55 jaar dieselfde noodlottige koers van boosheid gevolg. Gedurende die groter gedeelte van hierdie tydperk van afvalligheid in Israel het Asa oor die koninkryk van Juda regeer. Vir jare het Asa gedoen wat goed en reg was in die oë van die Here sy God. Hy het die vreemde altare op die hoogtes verwyder en die klippilare stukkend gebreek en die heilige boomstamme omgekap en aan Juda gesê om die Here, die God van hulle vaders te soek en om die wet en die gebod te doen. Ook het hy uit al die stede van Juda die hoogtes en die sonpilare verwyder en die koninkryk het gerus onder hom. 2 Kronieke 14 vers 2 tot 5. Asa se geloof is ewiglik op die proef gestel. Serach die Kusiet teen hulle uitgetrek het met 'n leer van 1 miljoen met 300 strydwaans en sy koninkryk binnegeval. Asa het nie op die versterkte stede wat hy in Juda gebou het met die muur omring en met torings, poorte en grense of op sy leer wat skild en spies dra, almal dapper helde vertrou nie. Die koning se vertroue was in die Here van die leerskare in wie se naam wonderbaarlike verlossing in die verlede vir Israel vermag is. Met die opstel van sy leermagte vir die geveg het hy eers God se hulp ingeroep. Die opponerende leers het teenoor mekaar gestaan. Dit was 'n tyd van toets en beproewing vir hulle wat die Here dien. Was elke sonde bely, het Juda se manne volle vertroue gehad in God se mag om hulle te verlos. Dit was die gedagtes waarmee die leiers geworstel het. Vanuit 'n menslike oogpunt beskou kon die groot leerskare uit Egipte alles in hulle pad skoonvee, maar in tye van vrede het Asa homself nie aan vermaak en plesier oorgegee nie. Hy het hom voorberei vir enige noodtoestand. Hy het oor 'n weermag beskik wat opgelei was vir konflik en hy daarna gestreef om sy volk aan te moedig
om vrede met God te maak, en nou, al was sy magte minder in getal as die van die vyand, het sy geloof in die een op wie hy vertrou het, nie verswak nie. Aangesien hy God genader het in tye van voorspoed, kon die koning nou op hom staat maak in tye van teenspoed. Sy versoeke het getoon dat hy nie 'n vreemdeling aangaande God se wonderbaarlike mag was nie. En Asa het die Here sy God aangeroep en gesê: Here, niemand kan help soos U tussen die magte en die kragtelose nie. Help ons, Here, onse God, want op U steun ons en in U naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, U is onse God, laat geen sterfling naas U magtig wees nie. Die gebed van Asa is 'n gebed wat op elke Christen gelowige van toepassing is, want ons worsteltyd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose magte in die lig. Efesiërs 6 vers 12. In die stryd van die lewe sal ons te doen kry met bose invloede wat hulself verset teen wat reg is. Ons hoop is nie in die mens gesetel nie, maar in die lewende God. Ons kan met volle vertroue verwag dat hy sy almag tot eer van sy naam met die mense se poging sal verenig. Geklee met die wapenrusting van sy geregtigheid kan ons elke teenstander oorwin. As koning Asa se geloof was daadwerklik Koning Asa se geloof was werklik beloon, en die Here het die Jesiete voor Asa en Juda verslaan, en die Jesiete het gevlug, en Asa en die manskappe wat by hom was, het hulle agtervolg tot by Gerar, en van die Jesiete het soveel geval, dat daar in hulle geen herstel moontlik was nie, want hulle was gebreek voor die aangesig van die Here en voor sy leer. 2 Kronieke 14 vers 12 en 13. Soos wat die seëvierende weermag van Juda en Benjamin teruggekeer het na Jerusalem, het die gees van God op Asaria, die seun van Obed, gekom, en hy het uitgegaan om Asa te ontmoet en vir hom gesê: Luister na my, Asa, en die hele Juda en Benjamin. Die Here is met julle as julle met hom is, en as julle hom soek, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. Wees julle dan sterk en laat julle hande nie slap hang nie, want daar is loon volgens julle werk. 2 Kronieke 15 vers 1, 2 en 7. Grootliks deur hierdie woorde aangemoedig het Asa voortgegaan met die uitlei van 'n tweede hervorming in Juda. Hy het moed geskep en die verfoeisels verwyder uit die land Juda en Benjamin en uit die stede wat hy op die gebergtes van Efraim ingeneem het, en die altaar van die Here wat voor die voorportaal van die Here was, het hy herstel. Daarop vergader die hele Juda en Benjamin, ook die vreemdelinge wat uit Efraim en Manasse en uit Simeon by hulle was, want uit Israel het hulle in menigte na hom oorgeloop, toe hulle sien dat die Here sy God met hom was, en hulle het Jerusalem byeengekom, en die 3de maand van die 15de jaar van die regering van Asa, en dieselfde dag aan die Here geoffer, van die buit wat hulle ingebring het, 700 beeste, en 7000 stuks kleinvee. En hulle het die verbond aangegaan om die Here, die God van hulle vaders, met hulle hele hart en met hulle hele siel te besoek. En die hele Juda was verheug oor die eed, want hulle het met hulle hele hart gesweer en met hulle hele wil hom gesoek. En hy het hom deur hulle laat vind, en die Here het hulle rus verskaf. Asa se lang rekord van getroue diens is deur enkele foute wat hy begaan het in tye toe hy nie sy volkome vertroue op God geplaas het nie geskend. By een so geleentheid toe die koning van Israel die koninkryk van Juda binnegaan en beslag gelê het op die versterkte stad van Rama, wat 5 myl van Jerusalem geleë is, het Asa uitkoms gestoek deur hulle alliansie met Ben-Hadad, die koning van Sirië. Hierdie versuim om op God alleen te vertrou is streng deur die profeet Hanani wat voor Asa verskyn het met die volgende boodskap bestraf.
omdat u op die koning van Aram gesteun het en nie op die Here u God gesteun het nie. Daarom het die leer van die koning van Aram uit u hand vry geraak. Was die Hessiete en die Libiërs nie groot leermagte met buitengewoon baie strydwaans en perderuiters nie, en tog het hy hulle in u hand gegee, omdat u op die Here gesteun het, want die Here, sy oë deurloop die hele land, om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorlog teen u wees. In plaas van om die foute erken en homself voor God te verneder, het hy hom vererg vir die siener en hom in die gevangenis gesit, want hy was hieroor woedend op hom. Ook het Asa in dieselfde tyd sommige uit die volk verdruk. En in die 39ste jaar van sy regering het Asa gelei aan sy voete. Sy siekte was baie ernstig, maar self in sy siekte het hy die Here nie geraadpleeg nie, maar die geneesheere. Die koning het in die 41ste jaar van sy bewind gesterf en is deur sy seun Josafat opgevolg. Tot sover. Kom ons sluit af met gebed. Here, ons lees hier van Asa wat aan u getrou was in alle opsigte, maar wel weggedwaal het en op aardse dinge vertrou het. Versterk ons, Here, laat ons net op u sal vertrou, laat aardse dinge ons nie sal verlei nie, en laat ons ook nie op aardse goed sal vertrou om ons te help nie, want u is die Almagtige, u is die Skepper, u is die Heerser van die heelal. U sien ons elke plek waar ons beweeg, u sien wat in ons hart is. Versterk ons geloof, Here, want dit is 'n genade van u. Laat ons net op u sal vertrou, in Jesus naam alleen. Amen. Julle moet julle aand verder geniet en so ook sterkte vir die res van die week. Totsiens.